Here Jesus Christus, ons Vader wat in die hemel is. Here, baie dankie vir die voorreg, Vader, om op heilige grond te mag wees vanmôre. Om ons geloof te bely, om te kan sing genade onbeskryflik groot. Om te kan sing, Here, elke afdraai paadjie ken ek, maar elke keer, Here, het U my weer kom haal. Dankie, Here, dat U nooit die volgafstand tussen ons en U te groot los nie, Here. Nee, U bly op ons hakke, en U dra ons, en U seën ons, en U skenk ons U liefde in oorvloed. En hier voor ons vanoggend, Here, is die woord van die Here, die heilige woord van die Here. En Here, wanneer ons hierdie woord oopmaak vanoggend, dan vra ons U, Here, om dit vir ons oop te breek. Dat U dit sal breek soos wat U die brood gebreek het eens by die meer. Here, maar dat ons nie net hier sal hoor nie, maar dat ons ook sal gaan doen. Heilige Gees van God, spreek, asseblief, U kinders is hier om te luister. Amen. Ek lees vir ons, die teks is ook op die bord. Jesus loop op die see. Net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Hierdie volg, vriende, op Jesus wat die brood vermeerder het en die mense is gevoer, die menigte is gevoer. Jesus gaan bid alleen daar op die berg en hy sê vir die disippels, hulle moet so lank na die oorkant toe vaar. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skei was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dit is 'n spook. Van angs het hulle hart begin skree. En hoor net hierdie woorde, vriende. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Kom, sê Jesus. Petrus het uit die skei geklim en op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. En dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hulle toe in die skei geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skei het voor hom gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. 'n kanonteks, vriende, regtig aangrypend. Die tema vanoggend, ek is. Op die 13de Desember, en ek sal nou 'n bietjie meer oor daai prentjie sê wat jy daar sien. Op die 13de Desember 2001 het Frank Selecia die veters van sy stewels vasgemaak, sy hoed opgesit en by die deur van sy huis in New Jersey uitgeloop in die VSA. Frank was 'n konstruksiewerker van beroep. En die afgelope 2 dae het Frank as vrywilliger by die Wêreldhandelsentrum uitgehelp. Ek dink nie 'n mens kan ooit vergeet wat daai dag, die 11de September gebeur het nie. Toe 2 vliegtuie in hierdie geboue vasvlieg en dis nag. 'n Ramp wat die wêreld inderdaad nooit sal vergeet nie. En ek dink as ek in die kerkgebou moes omgaan vanoggend en ek vra vir jou, waar was jy daai dag toe daai nuus deurkom? Dink ek ons sal almal kan onthou waar ons was en wat jy gedoen het en hoe jy dit gesien het toe hierdie verskriklike nuus deurgekom het. En Frank is die oggend van die 13de September vol hoop by sy huis uit om te gaan help. En hy het gehoop om saam met die ander vrywilligers daai dag 'n aantal lewendes
te kry en dat hy hulle sou kon red uit die pyn. Maar hy het nie. Die teendeel word vir Frank waar op hierdie oggend van die 13de September vertel hy. Toe hy by sy pos opdaag by gebou 6 van die Wêreldhandelsentrum, in steede van lewendes, stap hy en die ander vrywilligers in op 47 mense wat gesterf het in daai gebou. En te midde van die slagting kom Frank op 'n geweldige simbool af. Hy vind hier tussen die pyn 'n 6 meter hoë kruis wat van ysterbalke gemaak is. En dis die prentjie. Daar tussen die hartseer en tussen die verskriklike verwoesting kan jy sien daar die 6 meter kruis. En die ineenstorting van die een toring en gebou 6 het 'n snaakse holte in die bouval gevorm en in hierdie holte staan hierdie kruis. Geen katrol het dit daarin opgehuis nie, vriende. Geen sement het dit daar vasgehou nie. Sonder mense hulp of mense skepping staan die kruis daar. En Frank staan verwonderd voor dit. Etlike dae later het die ingenieurs wat daar betrokke was en gewerk het hulle besef dat hierdie balke wat hierdie groot kruis gevorm het wat jy op die skerm sien, het toe eintlik gekom uit hierdie uniekheid van die een gebou wat op die ander ene intuimel en die balke het as gevolg van die geweldige hitte saamgesmelt uit die twee geboue en hierdie kruis gevorm. 'n geweldige simbool, vriende, tussen skerwe. 'n Kruis te midde van 'n krisis. So baie mense het daardie dag dalk uitgeroep: Here, waar is U? Waar is U, Here, in dit alles? En hierdie pragtige simbool, die kruis wat gevorm is uit twee geboue wat op mekaar val en dan smelt, dat die balke hierdie kruis vorm, het 'n kragtige simbool geword vir so baie Amerikaners, vir so baie mense oor die wêreld. Het dit 'n stuk troos vir mense geword tussen die verlies en die hartseer. En ek en jy, kan ons ook soos Frank Christus in ons woestyntye raak sien, vriende? Kan ons die Here raak sien in die lewe wat soms met stampe en stote kom? Kan ek en jy die Here raak sien in tye wat dit vir ons voel ons is op die spits van 'n berg? Want die lewe het hierdie neiging om in berge en in dale met jou te gaan. Die een dag is jy op die kruin en die ander dag maak dinge net nie sin nie. Want jy sien, vriende, ons almal ervaar soms hierdie berge en dale momente in ons lewe. En miskien sit jy vanoggend hier en daar's 'n stuk opgewondenheid in jou. Of dalk het jou opgewondenheid gekwyn hier na die eerste 6 maande van die jaar. En miskien kyk jy terug en sê, Here, what's it all about? Waartoe is hierdie eerste 6 maande? Het dit wat ek uitgepleis het vir myself aan die begin van die jaar, het dit werklik al in my lewe waar geword? Miskien voel jy soos ek ook bietjie benoud oor al die oorlog en slagting wat ons rondom ons sien, vriende. Die dreigement van 'n derde wêreldoorlog. Miskien voel jy benoud oor dit. Miskien het jou geesdrif bietjie gedaal. Miskien sit jy vanoggend hier en verlang na jou kinders oor see. Miskien het die Lioness-sindroom so bietjie van 'n werklikheid in jou lewe geword. En ek vra weer die vraag, vriende, vanoggend, kan ek en jy soos Frank vir Christus in die woestyntye raak sien? Die antwoord is onteenseglik ja. Ja, ons kan hom raak sien. En hoekom kan ons?
Matteus kom gee vir ons die antwoord. Matteus wil vanoggend in hierdie teks vir ons kom sê, ons kan die Here ook raak sien. Nou vriende, in die tyd toe hierdie teks geskryf is, of in die tyd wat hierdie teks wat hy nou sy lewe kry, moet ons besef dat in daardie tyd was 'n storm op die mere van Galilea, die een ding waarvoor die vissers nogal bang was, en waarvoor hulle gevrees het. Want die noordelike vallei in Galilea het so 'n windtonnel gevorm, wat windvlae saamgepers het en oor die meer gestuur het. En dan het jy baie keer hierdie baie hoë duinings gekry, en dit was onrustige water, so dit was nie pret om op baie mere te wees as daar storms was nie. En Matteus se vertelling hier in Matteus 14 begin teen sononder. Jesus bid op die berg, en die disippels is in die skei, hulle is vreesbevange vriende. Hulle was reeds, sê Matteus vir ons in die teks, in vers 24, 'n paar kilometer van die kus af, en deur die golwe getuister. En wanneer Christus na hulle toe aangekom, wanneer het hy na hulle toe aangekom, sê die teks vir ons, vers 25 antwoord die vraag, eers teen dagbreek, vriende. Teen dagbreek die volgende oggend kom Jesus op die water aangeloop. Met ander woorde, hierdie disippels is die hele nag al op daai see. En dis 'n getuister en 'n gegolwe en 'n stormwaters. En seker, waarskynlik as jy na die teks kyk, en toe ek in my voorbereiding nadink oor die teks, waarskynlik lank genoeg vir die disippels om te vra, waar is Jesus? Hy weet tog ons is in die skei. Hy het vir ons gesê om uit te vaar. Waar is Jesus om hemelsnaam? Dit was tog sy idee. En hier is ons nou in die moeilikheid. Is God dan nêrens? En dan die stem op die stormwaters. Ek is. Ek is. Jesus daag op die toneel op. Jesus praat en hy sê, wees gerus. Dit is ek. Moenie bang wees nie. Vriende, dis geen toeval dat daar 366 keer in die Bybel gesê word, moenie bang wees nie. Moenie bang wees vir elke dag. En as jy na die Grieks gaan kyk en jy vertaal hierdie teks, hierdie vers 27 letterlik, dan staan daar, hou moed. Ek is. Moenie bang wees nie, julle is nie alleen nie, wees gerus. Ek is saam met julle in die storm. God is in die storm, ek is op die toneel. Hoe gerusstellend moes daardie woorde nie vir die disippels gewees het nie. Maar hoor jy dit, het ons dit nie al voorheen vir mekaar gesê nie? Jy hoor dit hier. Want ons lees dit in die Bybel, dis nie die eerste keer wat jy hierdie ek is hoor nie. Dis 'n tema in die Bybel. Eksodus 3:14, vanuit die brandende besembos praat God met Moses, en wat sê hy vir hom? Ek is wat ek is. In Johannes 8 vers 58 is Jesus hier in 'n gesprek met die Jode wat nie in hom wil glo nie, en dan sê hy vir hulle, voordat Abraham al gebore is, was ek wat ek is. Ek is wat ek is. En keer op keer kom hierdie verhaal van die Here Jesus en sy woorde ook in die Nuwe Testament ook na ons toe. So amper half asof die Here Jesus wil seker maak dat ek en jy nie vergeet wie hy is nie. Johannes 6:48, ek is die brood wat lewe gee. Johannes 8 vers 12, ek is die lig vir die wêreld. Johannes 10:11, ek is die goeie herder. Johannes 10:36, ek is die seun van God. Vriende, so kan ek aangaan. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ek is die ware wingerdstok. Telke male ek is. Ek is. Anders gesê, kom sê Jesus eintlik vir ons vanoggend, ek is 'n teenwoordige God. Ek is in die hier en die nou, ek is. Vriende, ek lees nooit dat Jesus sê, ek was al gewees, of ek sal nog iets
word, of ek sal nog God wees nie, ek hoor dit nie. En so gepraat van dit wat was. As ons dan bietjie stil staan by hierdie teenwoordige Jesus in ons lewe, ek is, dan is dit interessant hoeveel Christene, ek en jy ingesluit, hoe 'n mens baie keer terugkyk. Ons doen dit omdat ons was. Ek was mooier. Ek was vinniger. Ek was gesonder. Ons dink terug, ons stop. As dinge maar net kan wees soos wat dit was. As dinge maar net kan wees soos dit vroeër was. Wat van die goeie ou dae? Ou Prof Stefan sê altyd, hy sê, die ou dae was ook net goed omdat ons nie daar was nie. Kan dit nie wees soos dit was nie. Here, kan ons teruggaan? Maar God doen dit nie, vriende, nooit nie. Jesus gaan nooit terug nie. Want in die hemel is daar nie 3 speeltjies nie. Ons kyk nie terug nie. Ek is. Ek is. Ons is deur ons drome gedryf. Ons wil allerhande dinge bereik, vriende, niks fout met ambisie nie. Maar wanneer dit oordrewe word en dit jou begin dryf in die verkeerde rigtings, dan word dit ongesond. Eendag sal ek dit bereik. Eendag sal ek dit doen. Hoe baie van ons sê nie as my skip inkom. Met my lak is ek by die lughawe. Nie by die hawe nie, waar die skip inkom nie. Eendag gaan ek dit doen. Eendag gaan ek dat doen. Nee, God doen dit nie, geliefdes. God kom nie en sê, eendag nie, nee, God doen dit nie, geliefdes, want weet jy hoekom? Kan water natter word, kan wind windloos word, kan God meer God word? Nee, hy is die teenwoordige God, ek is, sê hy vir die disippels. God verander nie. God is die groot ek is. In Hebreërs 13 vers 8 stel dit so mooi. Jesus Christus is gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. In die middel van die storm roep Jesus uit na sy disippels toe. Ek is. In die pynhope van die wêreldhandelsentrum sê hierdie kruis vir ons ook, ek is. In die waaksaal by my geliefde, wanneer ek bekommerd is, sê Jesus ek is. Op die slagveld van die lewe, in die raadsaal, in die tronksel, in die kraamsaal, waar ook al ek en jy ons in hierdie lewe bevind, vriende, roep Jesus Christus uit. Ek is. O, in berge en in dale, daar is die groot ek is in die middel van jou bestaan. Ons teks vanoggend kom beeld so mooi uit, hoe Jesus die groot ek is, in alles is in die lewe. O, daar's nêrens waar ek en jy kan beland in hierdie lewe, waar die Here nie op jou hakke bly nie. Die volgafstand tussen jou en die Here is nooit so groot dat hy jou nie raak sien nie. Hy krimp die volgafstand tussen my en jou deur in tyd. Hy het nie vergeet van sy disippels daar op die water nie. En as jy mooi na Matteus 14 kyk, dan is dit hierdie mooi moment tussen Jesus en sy disippels. En eintlik kan jy die teks in 2 gedeeltes gaan verdeel. Verse 22 tot 27 lees ons hier van Jesus se wandeling op die see. En dan in vers 28 en 33 is dit ou Petrus. Ai, ou Petrus. Wat sê Here, as dit hier is, laat ek op die water loop. Dis net hoe Petrus was, né? En hier sit hierdie 2 verhale binne hierdie teks. En vriende, in die middel van hierdie teks, wees gerus. Dit is ek. Ek is. Tussen Jesus se wandeling op die see en Petrus se ongeloofswandel, roep dit uit. Ek is. Want jy sien, vriende, God klim in alles in. Hy klim in die Rooi See in. Hy klim in groot visse se maag in. Hy klim in leeukuile in. Hy praat uit brandende bosse, hy's oral. Ja, ook in 'n bankrotbesigheid, in tronkselle, hospitaalteaters, waaksale, intensiewe sorgafdeling, begrafnisse, troues, noem dit maar ook, wanneer die lewe dreig,
dan is die groot ek is in ons midde. Ja, hy is ook in my kind se skooljaar. Hy is ook by my werk, hy is ook in my besigheid, hy is ook in my verdienste, hy is ook by feeste. Die groot ek is daar, altyd. En Frank Seletia het vir Jesus in die middel van al daardie pyn en menseslagting gesien. Al het hy daardie dag 43 dooie mense gevind, vriende, het hy steeds in ek is vasgeloop. En Matteus het hom daar in die middel van die storm gesien. Matteus het hom gesien. En hy kom skryf vir ons hierdie teks. Toe alle hoop waarskynlik gekwyn het op daai see. Toe hulle waarskynlik gedink het, tot hier toe en nie verder nie, verskyn ek is op die toneel. Jy sien, vriende, somtyds is dit vir my en jou so nodig om die Here se stem in ons tuistering te hoor. Dit is so geruststellend om sy stem te hoor, die ingesteldheid om Jesus se stem te hoor. Net om te hoor, hy is daar, altyd. Want partykeer twyfel ons ook in God se teenwoordigheid. Kom ons wees eerlik, mens twyfel. As dit moeilik gaan, dan wonder jy partykeer, waartoe is alles op pad? En partykeer dink ons is alleen, of ons sien spooke, soos wat die disippels gedink het, hulle het gesien. Ons gaan haal die bobbejaan agter die berg. Ek wonder hoeveel van ons het al die bobbejane agter die berg uitgehaal. Nou sit al die bobbejane hier voor ons. En nou sit die bobbejane hier. Ons gaan haal hulle agter die berg uit. En hulle probeer vir ons 'n storie vertel. Ons is benoud partykeer. Dit is so. Dit is nie maklik nie. Die lewe is nie net altyd hierdie verskriklike mooi plek nie. Ja, natuurlik is dit mooi, maar dit kan ook partykeer moeilik gaan. En partykeer kyk ons na die wind en die golwe en die donkerte, soos wat Petrus dit ook maar gedoen het, en dan raak ons bang en benoud. Maar dis juis wanneer ons weer God se stem moet hoor, wanneer ons mekaar aan God moet herinner, en wanneer sy teenwoordigheid die bangheid verdryf. En die bangheid maak plek vir kalmte en rustigheid, vir vrede. Met die krag en geloof wat God ons gee, vriende, gee die Heilige Gees ook vir my en jou die moed en die vermoë om hierdie lewe te kan doen. Daarom kan ek en jy oor die rand van die boot klim, vriende. Ons kan oor die rand van die boot klim, en daarom kan ons met krag en oortuiging die stormtromp oploop. Want ons weet, ons kan, omdat God kan. Daarom, kind van die Here Jesus Christus, wat in hierdie erediens sit vanoggend, gaan staan voor jou Goliat. Gaan staan voor die muur, gaan staan voor die oormag, gaan staan voor jou storm, neem jou swaard op, neem jou slingervel op, neem die woord van die Here op, steek jou voet in die water, en tel jou kop op, en proklameer die heerskappy van die groot ek is in jou lewe. En in jou situasie. Want jy kan, omdat God kan. Mag sy woorde die vrees en bangheid verdryf, omdat jy weer gehoor en gesien het vanoggend, dat jy herinner word, hy is naby. En gaan waag dit saam met Jesus, al beteken dit dat jy somtyds kort gaan sink. Toe Petrus sy oë van die Here afhaal, en hy voel die wind en hy sien die golwe, wat het hy gedoen? Hy het getwyfel, toe sink hy, dit gaan ook gebeur. Maar hoor mooi, Jesus was dadelik daar om sy hand uit te steek, en vir Petrus op te help, dat Petrus nie verdrink nie. Jesus was naby, om hom uit te help. Geliefdes, hoor die woord van die Here vanmôre. Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie. Amen. O Here, wanneer dit net asse is om ons, dan sien U die mooi. Here, wanneer ek in berge moet vaskyk, dan sien U die berg is geskuif.
Here, wanneer die golwe tuister en die wind is sterk, en ek kyk om my heen, dan kan ek maar weet, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Dankie Here vir u gerusstellende woorde vanoggend in ons harte. En Here, dit maak nie saak op watter stadium ons in ons lewens is nie, Here. U is altyd daar. En u kan nie verander nie, Here. Want u was van die begin van tyd af. Ek is. En wat 'n gerusstellende gedagte is dit nie vir ons nie, Here, want in 'n lewe waar so baie dinge verander, in 'n wêreld waar so baie dinge onseker is u die een sekerheid in ons lewe en kan ons aan u vashou. En die getrouheid en die liefde ken geen perke nie. Dankie Jesus vir u wese. Dankie Jesus vir wie u is. En dankie Jesus dat ons hierdie lewe saam met u kan doen. Ere aan God in die hoogste hemel. Amen.